Ek is bly en opgewonde dat jy ingeskakel is, want dit is Shabbat. Dis die dag wat die lewende God vir ons kom gee het. En weet jy, ons kan vrolik wees vandag in Vader se teenwoordigheid. En ek is so bly en dankbaar dat jy deel is van hierdie bediening. En ek wil hierdie woord vandag met jou kom deel vandag, sodat daar verandering in jou lewe kan plaasvind. Want ek praat met jou vandag oor die eienskappe van geestelike groei. Nou hierdie is dinge wat by ons moet plaasvind. Ek en jy moet daardeur gaan. So ons kan nie stagneer in ons geestelike lewe nie. Ons moet groei tot volwassenheid. En net omdat ek en jy gered word deur die bloed van Yeshua, ons is wedergebore, beteken nie ons gaan outomaties net groei nie. Nee, dis eintlik ons verantwoordelikheid om seker te maak dat ons groei op 'n daaglikse basis. Want die woord kom verklaar dit so mooi in die boek van Johannes hoofstuk 15. En hy sê dat wanneer ons in Yeshua is en sy woord in ons, dan sal ons veel vrug dra. Dis tog die doel daarvan. Dat daar veel vrug in ons lewe sal wees. Daar moet veel vrug wees. Ons kan nie net bietjie vrug dra nie, ons moet veel vrug dra. Nou, 'n klompie jare terug het ek 'n perskeboom gehad wat ek so genurse het en ek was so besig gewees met daai boom. En die een jaar het hy pragtig gedra en ek besluit, weet jy wat, ek gaan die snoeisker insit en ek gaan hom snoei en ek gaan hierdie boom bewerk sodat daar beter vrug sal dra. En die jaar daarna of die seisoen daarna, toe daai boom die mees amazingste vrug gedra. Daar was baie meer, die tak het so swaar gehang. En dis wat Vader wil bewerkstellig in ons lewe. Maar vir my en jou om te groei, dan beteken dit, ons moet Vader toelaat, ons 'n bietjie die snoeisker in ons lewe in te bring. En dit maak baie keer seer, en dit veroorsaak baie keer omstandighede in ons lewe. En die oomblik wanneer die snoeisker ingedruk word, dan vra jy altyd, maar hoekom gaan ek hierdeur? Waarmee is Vader nou besig? Hoekom ervaar ek hierdie dinge? Want jy sien, ons moet groei, ons moet verander. En as jy in Yeshua is en sy woord is in jou, dan gaan jy meer vrug dra. En om meer vrug te dra, beteken jy gaan gesnoei moet word. Want as jy nie vrug dra nie, weet jy wat sê die woord verder in Johannes hoofstuk 15? Gaan lees dit by die huis, gaan lees dit. Hy sê dat as daar nie vrug is nie, gaan hy daai takke afsny, hy gooi dit in die vuur. So is dit 'n belangrike ding om vrug te dra? Absoluut. Is dit 'n belangrike ding om geestelik te groei? Natuurlik. Want jy sien, daar is nou natuurlik 'n paar goed wat Vader by ons soek. Vader soek hierdie dinge by ons. Dit moet by my en jou aanwesig wees. En wat by my en jou aanwesig moet wees is nommer 1, geloof. Want dis ons fondasie, ons geloof in Yeshua, dis wat ons red, wat ons in geregtigheid bring, dis wat ons die gawe van die ewige lewe bevestig. Verseker is ons geloof in Yeshua. Dan wat Vader weer eens by ons soek is gehoorsaamheid. In ander woorde, my geloof, dis wat ek in Yeshua plaas, en my fondasie is reg, my geloof is in hom, vir wat hy vir my kom doen het op Golgotha. Ek neem dit aan as my basis van my geloof, ek neem hom aan as my persoonlike verlosser en saligmaker, dan is daar geloof teenoor hom. Nou daai geloof bring my in 'n posisie van gehoorsaamheid, want ek moet dit uitleef. Dis wat Vader van ons soek. Vader soek van ons liefde. Hoekom? Want dis hoe ons as mens moet funksioneer. Die oomblik as jy 'n gelowige is en jy's gered deur die bloed van die lam, moet daar liefde by jou wees. Halleluja. Dis die kenmerk dat ons waarlik Yeshua se disippels is. Dis die kenmerk dat ons waarlik 'n kinders van Jahwe is as daar liefde by ons is. En dan, wat Vader ook by ons soek, is dan natuurlik vrug. En dis waarvan ek vandag praat, dat daar moet vrug wees, daar moet geestelike groei plaasvind. En dit bring ons in volwassenheid. Dis die 5de punt, wat Vader by ons soek. Hy soek volwassenheid. Met ander woorde, ek en jy kan nie dieselfde bly nie. Ons moet groei. Ons moet verander.
Ek kan nie dieselfde vandag wees as wat ek 'n jaar terug of 2 jaar terug was nie. Ek moet geestelik groei en dis my verantwoordelikheid om dit te doen. Nou kom ek vat jou gou na die woord toe en ek wil gou die fondasie lê en ek gaan vir jou eienskappe gee oor geestelike groei. Ek gaan vandag vir jou 7 eienskappe gee. Volgende week gaan ek verder met hierdie boodskap en ek gaan vir jou nog 7 eienskappe gee wat by jou lewe moet wees as 'n gelowige. 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 1 tot 3. Hier kom Paulus en Paulus praat met die gemeente. En daar's 'n hartseer saak wat hy nou moet hanteer want hy kan nie met hulle praat nie. Hoekom nie? Hier sê die woord en ek broeders kon nie met julle spreek soos met geestelike mense nie. En die hartseer saak is daar's mense wat lewe op die oppervlak en hy's okay daarmee. Hy lewe op die oppervlak nou al vir 20 jaar en hy's okay daarmee en daar's nie geestelike diepte nie. Daar's nie geestelike groei nie en mense is tevrede met hulle geestelike lewe en daar is net geen geestelike diepte nie. Ek en jy kan nooit tevrede raak nie. As jy vandag sê, maar hoor hierso, Rian, ek is nie tevrede met my geestelike lewe nie. Ek is nie tevrede met die posisie waarin ek is nie. Ek is nie tevrede met my geestelike groei nie. Wie is verantwoordelik daarvoor? Ons is, ek is, jy is, vir jou eie persoonlike geestelike groei. Maar daar moet 'n verandering plaasvind in ons gedagtepatroon, want ongelukkig lewe daar mense vandag met 'n RTC siekte. Wat is dit? Dis 'n resistance to change. In ander woorde, mense wil net nie verander nie. Ek sien dit in soveel mense se lewens. Jy kan hulle impakteer met die woord, jy kan hulle bedien, jy kan die huis gaan skoonmaak, jy kan 1000 goed doen, jy kan sit met berading by mense en jy hanteer goed met mense en weet jy, dit gebeur by mense, hulle verander net nie. As hulle daar wegstap by jou nadat jy ure en ure en ure se tyd ingesit het en jy spandeer tyd om die woord te gee en jy impakteer mense met die woord, maar daar's geen verandering nie. Dis 'n probleem. Want mense het 'n siekte, hulle het hierdie resistance to change, want jy sien dis vir my makliker om aan te gaan soos wat ek aangaan en is moeilik om ontslae te raak van die wêreldse dinge. Dis moeilik om gedissiplineerd te wees vir die lewende God. En mense is okay om net op die oppervlak te lewe. En aan die oomblik as dinge verkeerd loop, dan lui die telefoon, pastoor, nou moet jy help. Nou moet jy help. Pastoor, nou moet jy vir ons intree. Maar wat het die mens gedoen? Niks. En is hartseer om te sien dat mense lewe nog steeds op 'n geestelike oppervlak, in steede daarvan om dieper te beweeg. En Vader roep ons dieper in sy teenwoordigheid. Hy het eintlik 'n verlange dat jy sal wegbeweeg net van die oppervlak van 'n Bybelversie en 'n boodskap en dan is ons okay en dan gaan ons. Nee, ons moet dieper in beweeg in Vader se teenwoordigheid. En Paulus het daai selfde probleem gehad. Hy praat met die Korintiërs, hy sê ouens, ek kan nie met julle praat soos met geestelike mense nie. Ek kan nie. Maar soos met vleeslike. Soos met klein kindertjies in museum. En ander woorde, hier is mense wat nog nie gegroei het nie, wat nie geestelike volwassenheid bereik het nie. En ek het julle met melk gevoed en nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is. Want aangesien daaronder julle jaloersheid en twis en tweedrag is en julle dan nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie. Ek kan jou nou waarborg. As ek jou moet nooi om 'n week lank by my te kom bly en ek gee elke dag net vir jou melk. Hoor so, hier is jou kos, hoor. En ek gee vir jou melk. En as oggendete drink jy 'n glas melk en as middagete drink jy 'n glas melk en as aandete drink jy 'n glas melk. Hoe gaan jy voel na 7 dae? Gaan voel asof jy deur 'n vastydperk is. Gaan dit jou voed? Nee. Maar jy sien, dis die probleem wat ons het met ons eie geestelike lewe en ons verwag ons moet groei terwyl ons net op melk is. Melk werk vir 'n babatjie. En daar kom 'n tydperk wanneer daai babatjie dit uitgroei en nou met daai kind moet dan vaste spys kry.
Daai kind moet vaste spys kry om die energie te kry en om die krag te kry om te groei en te verander van 'n babietjie na 'n jong kind en op te groei na 'n tiener en 'n volwasse mens. En net so moet ons ook in terme van ons geestelike lewe moet ons groei. Ek weet die woord praat daarvan in die boek van Petrus. Hy sê ons moet verlang soos pasgebore babietjies na die onvervalste melk van die woord. Maar ons kan nie daar bly nie. Ons kan nie daar bly nie. Ons moet groei en ons moet begin om vaste spys te eet uit die woord uit. En Paulus skryf, hy sê ouens, ek is nie in staat om met julle hieroor te praat nie. En ek sien dit selfs in my eie lewe en daar's baie mense, die oomblik wanneer jy 'n dieper boodskap bring en jy praat oor geestelike diepte, dan sien ek, maar dit gaan oor mense se koppe en hulle verstaan nie. Want mense lewe nog op die oppervlak. En gelukkig, dis nou nie almal nie, maar daar's baie mense. Daar's baie mense wat ongelukkig nog op die geestelike oppervlak lewe. En ek praat met jou oor hierdie goed, want dis wat Vader van ons verlang, dat ons geestelike diepte sal moet kry. Weet jy hoekom? Weet jy hoekom? Want ons lewe in die laaste dae. En omdat ons lewe in die laaste dae, gaan ons nie die tyd hê om mense nou nog met 'n krywa aan te stoot, en mense te help en mense blink te lek om reg te kom nie. Ons gaan nie tyd hê vir dit nie. Ons gaan besig wees in die laaste dae om die oes in te samel. Ons gaan besig wees in die laaste dae om te veg en staande te bly teen die aanvalle van die vyand en om deur die verdrukking getrou te bly. Dis waarmee ons gaan besig wees. So mense, dis nou tyd om geestelike volwassenheid te bereik en om te groei, want anders te gaan mense offended raak, en hierdie ene gaan omwip, en daai ene gaan omwip, en hierdie ene gaan uit die kerk uitwaai, en daai ene gaan nooit weer na ons video's kyk nie, en mense raak offended as gevolg van die woord. Hoekom? Want hulle is nog nie op die geestelike vlak waar hulle moet wees nie. Nou wil ek jou vra, wat beïnvloed jou geestelike groei? Wat beïnvloed dit? Jy sien, daar is 'n klomp faktore. Nou eerstens, daar's interne faktore, goed hier binne in my, wat my geestelike groei belemmer, en dan is daar eksterne faktore, dinge van buite af, wat ook my geestelike groei belemmer. So, interne faktore is sonde, onbeleide sonde. Want onbeleide sonde bring 'n afstand tussen jou en Elohim. Dan is daar hoogmoed. Hoogmoed is 'n interne faktoor. Hoogmoed veroorsaak dat Vader my weerstaan. En as Vader my weerstaan, dan beïnvloed dit my geestelike groei. Ek kan nie verander, ek kan nie groei as daar hoogmoed in my lewe is. Derdens, vrees. As daar vrees vir verandering in my lewe is, hier is nie gewone vrees nie, vrees vir verandering. Ek het net nou vir jou gesê, mense het 'n siekte, 'n resistance to change. Wanneer jy 'n vrees het vir verandering, dan beïnvloed dit jou geestelike groei. Mense, ons kan nie 'n vrees hê vir verandering nie. Ons kan nie 'n vrees hê vir dit nie, want ons moet verander. Weet jy wie verander nie? Yeshua. Hy is gister, vandag tot in alle ewigheid is hy dieselfde. En ons moet verander in terme van ons geestelike lewe. Ons moet verander. Want wat verseker verandering? Verandering verseker dat ons bly in die teenwoordigheid van Jahwe. Ons groei op saam met hom. Ons verander in terme van ons denkwyse, ons patroon en hoe ons funksioneer. Want daar is nog die ou karakter wat nog in ons is en daai goed moet uitgehaal word. Ek kan nie bly funksioneer soos die ou mens nie, daar moet verandering plaasvind. So ek kan nie vrees vir verandering hê nie. Vierdens, gebrek aan fokus veroorsaak dat jou geestelike groei belemmer word. Want ek word baie maklik beïnvloed wanneer my fokus nie reg is nie. Dan word daar dinge wat van buite af kom, beïnvloed my so maklik as gevolg van my gebrek aan fokus. My verkeerde gedagtepatroon, nommer 5. My verkeerde gedagtepatroon, met ander woorde, as ek negatief is, dan beïnvloed dit my geestelike groei. En laastens,
sterk vleeslike begeertes. Dit is alles interne dinge, sterk vleeslike begeertes, die wêreld, die genot wat hierdie wêreld vir ons bied, die genot van die vlees, dit beïnvloed my geestelike groei. Dan is daar eksterne faktore. Eksterne faktore is nou natuurlik as ek te besig is. My lewe is te besig. Ek het 'n gebrek aan tyd. En ek maak nie tyd nie, want my lewe is so besig. Moet nooit te besig raak om by die woord uit te kom nie. Moet nooit te besig raak om tyd te spandeer aan jou geestelike lewe nie. Om by gebed uit te kom. Want ons kan nie daai verskoning gebruik die een dag wanneer ons voor die regterstoel van Messias staan om te sê, maar Vader, ek was te besig. Ek was besig gewees om vir my kinders te sorg. Ek was besig gewees om 'n huis op te rig en ek was besig gewees om 'n nalatenskap vir my kinders te gee. Maar jy kan nooit daai verskoning gee nie. En dan tweedens, eksterne faktor, gebrek aan toewyding. Met ander woorde, as dinge nie vir jou 'n prioriteit is nie. As jou geestelike groei nie vir jou 'n prioriteit is nie, gaan dit jou beïnvloed. Dit gaan jou aftrek. Jy gaan nie geestelik groei nie. Derdens, negatiewe invloed. En dis nou buitefaktore, dis nou mense en omstandighede. En as ek dit gaan toelaat in my lewe, gaan dit my geestelike groei belemmer. En as dit gebeur, dan veroorsaak dit geestelike dorheid. In ander woorde, geen motivering nie. So as ek nie tyd spandeer nie, en ek kom nie in Vader se teenwoordigheid nie, wat dink jy gaan gebeur? Daar gaan geestelike dorheid wees, en ek sit met geen motivering nie. So as jy nie konstant vir jou blomme in jou tuin water gee, of jy sit die sproeiers aan dat jou gras water kry nie, wat gaan gebeur? Jou gras gaan doodgaan, jou blomme gaan vrek. En is presies dieselfde met jou in jou geestelike lewe. As jy nie gevoed word in jou geestelike lewe nie, dan vind daar geestelike dorheid plaas, daar's geen motivering nie, en wat gebeur dan? Dan is dit nie 'n prioriteit nie. En wanneer daar gebrek aan aanspreeklikheid is, in ander woorde, niemand hou jou aanspreeklik nie, jy's in afsondering en isolasie, dit beïnvloed ook jou geestelike groei. En ek weet, ek dank Vader, ek eer hom vir sosiale media, wat hierdie boodskap kan uitgaan reg oor Suid-Afrika, en dat dit mense kan bereik, maar Vader het nooit bedoel in sy woord, dat ons in isolasie moet lewe nie. Hy het nooit bedoel nie. Ons het mekaar nodig. Ons het die liggaam van Yeshua nodig. Ons het samekomste nodig. Dis hoekom Vader gee vir ons 7 samekomste in 'n jaar. Feestydperke waar mense by mekaar kom om die Skepper van hemel en aarde te vereer en te verheerlik. Hy gee vir ons 1 samekoms per week op die Shabbat waar ons by mekaar kom. 'n Samekoms saam met like-minded mense om hom te vereer en te verheerlik en om geïmpakteer te word deur die woord, om saam te bid, om te buig voor die Skepper van hemel en aarde. Halleluja! Vader gee vir ons samekomste. Hy het nooit bedoel in sy woord dat ons absoluut net in afsondering en isolasie moet lewe. Hy het nooit bedoel nie. En ek weet dat die duiwel het dit baie keer kom lelik maak. Ek weet dit. Maar ons moet aanspreeklik gehou word. Dis hoekom ons mekaar nodig het, mense. Dat ons mekaar in die oë kan kyk en sê, hoorie so, jy kan nie so optree nie, jy kan nie so funksioneer nie. Luister gou hier. Ek gee gou vir jou die woord. Ek wil jou impakteer met die woord vandag. Ek wil jou help. Ek sien hier's 'n probleem in jou lewe. Kom ek help jou. En 'n mens is aanspreeklik teenoor mekaar. So nou wil ek kom weer eens en ek wil 'n paar vrae vra. En hierdie is baie belangrik. Hierdie is baie belangrik. Want my vraag aan jou is hoekom is geestelike groei so belangrik? Hoekom ag Vader dit belangrik dat ons groei? Hoekom ag hy dit belangrik? Dink so 'n bietjie daaroor. En ek is seker ek gaan 'n klomp antwoorde kry. Ek is seker jy gaan dink aan 'n klompie goed, maar ek wil vir jou die woord gee hoekom dit belangrik is. Nou luister gou wat sê die woord. Efesiërs hoofstuk 4 vers 11 tot 14. Hierdie gee vir ons die antwoord op my vraag. Hoekom is geestelike groei belangrik? Efesiërs 4 vers 11 tot 14. En hy het gegee sommiges as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars,
Kan jy sien hoe belangrik is dit? Kan jy sien hoe belangrik is dit? Om iewerste in te skakel, wat daar 'n herder, 'n leraar is, iemand daar is om jou te impakteer. En ek weet, jy bly dalk ver en daar is nie gemeentes en samekomste daar waar jy is, soos hier by Mikdas nie, maar skakel in, wees deel van ons, stuur 'n WhatsApp, bel, kontak my, ek wil graag saam met jou bid, ek wil graag jou impakteer met die woord en raak betrokke en kom op na die feestydperke toe. Ons het 7 feeste in 'n jaar en ons het elke keer oor die jaar het ons elke keer 'n samekoms oor die 7 feestydperke. So kom op na die feeste toe, maak tyd daarvoor. Daar's mense wat ver bly, wat 1 keer 'n maand opkom na die Shabbat samekoms. En ek eer Abba daarvoor, want hulle is deel van ons lewe. So mense, maak 'n punt daarvan. Want hy sê, hy het sommige gegee as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Wie is die heiliges? Dis jy. Jy's die heiliges. Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Messia. Wie is die liggaam van Messia? Dis ons in geheel is die liggaam van Messia. So ons is die heiliges en ons is die liggaam van Yeshua. En hier sê die woord om hulle voor te berei om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Met ander woorde, jy het 'n dienswerk wat jy moet verrig. Dis hoekom geestelike groei belangrik is. Want dis nie net altyd ek wat iets moet doen nie, want jy kom by plekke waar ek nie is nie. En jy moet mense impakteer met die woord. En jy moet mense kan bereik. En jy moet kan deel vorm van die oes wat gaan ingesamel word in die laaste dae. En as jy nie in jou posisie is nie, as jy nie groei nie, kan jy nie deel vorm van die dienswerk wat Vader vir jou wil gee nie. Tot die opbouing van die liggaam van Messia. Hier gaan hy verder. Hier kom 'n baie belangrike aspek in terme van ons geestelike groei. Totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van Elohim tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Messia, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedriegery van mense, deur sleeheid om listigheid tot dwaling te bring. So die hele doel daarvan is sodat daar 'n eenheid kan kom onder 'n groep mense, onder die volk van Jahwe, onder die liggaam van Yeshua. Daar moet 'n eenheid kom. Maar is hartseer om te sien dat hierdie gemeente glo dit, daai groep mense glo dit, hierdie ou op sosiale media glo dit, en almal hardloop in sy verskillende rigting, en dis hoekom dit belangrik is dat Vader vir ons herders, apostels, evangeliste en leraars gegee het, juis vir daardie doel, sodat daar nie 'n oneenigheid sal wees en elkeen maar net rondhardloop agter klomp verskillende leringe aan. Dis hartseer mense. En dat daar kennis sal kom van die Seun van Elohim. Hier is belangrik. En tot 'n volwasse man, tot die volle mate, die volle grootte van Messia. En dat ons nie soos kinders sal wees, rondgeslinger deur elke ou leringkie nie. Want ek ontmoet baie mense, en ek praat met baie mense, dan kom ek agter, maar mense het baie keer 'n verkeerde sienswyse. Hulle het 'n verkeerde sienswyse, want hulle luister na die ene, dan luister hulle na daai ene, dan luister hulle na daai ene, dan veroorsaak dit 'n absolute verwarring. Dan praat hulle met my, man sê, hoor hierso, maar hierdie ene sê nou dit, en daai ene sê nou dit, en jy het nou 'n teaching gebring, en jy sê die volgende, so wat is nou die waarheid? Want jy sien, mense word so maklik beïnvloed, en is alles uit eksterne faktore, en dit belemmer 'n mens se geestelike groei. Belemmer 'n mens se geestelike groei. Mense, ons moet kom tot die eenheid van die geloof, die kennis van die Seun van Elohim, tot 'n volwasse mens. In ander woorde, daar moet geestelike groei plaasvind. Dis belangrik. Dis belangrik dat ons as gelowiges sal groei en ontwikkel tot 'n geestelike volwasse individu in die koninkryk van Elohim. Dis my en jou se verantwoordelikheid.
En hier sê Hebreërs 5 vers 12 tot 14, want hoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woord van Elohim moet leer. En eintlik sê die woord hier dit tot ons skaamte, want eintlik moes almal wat deel is van die geloof, moet eintlik al disippels begin gemaak het en mense inbring in Vader se koninkryk, maar hier sê die woord, hy sê vanweer die tyd behoort julle leraars te wees, maar ons moet weer die eerste beginsels van die woorde van Elohim moet ons oordra. Hoekom? Hoekom? Hy gaan verder. En julle het weer behoefte aan melk. Want daar is nie geestelike diepte nie, daar is nie groei nie. En nie aan vaste spys nie, want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. So ek en jy moet geestesvermoëns ontwikkel. Hoe doen ek dit? Deur repetisie, deur my gewoontes beoefen, deur te wandel in sy weë, deur om dieper te beweeg in sy woord, nie om op die oppervlak te lewe nie, dan beteken dit ek begin groei. So ek wil met jou die eienskappe van geestelike groei tot volwassenheid wil ek met jou hanteer. Ek gaan net 7 vir jou gee. Volgende week gaan ons aan en ek gaan weer 7 vir jou gee volgende week, want om al 14 nou te hanteer, gaan ek vir jou 2 ure lank besig gaan. So ek gaan hierdie met jou hanteer, die eerste 7, en volgende week praat ek verder met jou oor die volgende 7. So hierdie moet ons nastrewe wees, ek en jy moet dit ontwikkel, sodat daar groei kan plaasvind in ons lewe. So punt nommer 1, hier is die eerste eienskap. Die heel eerste eienskap wat by jou moet wees, die heel eerste eienskap, nommer 1, is ek en jy moet vergenoeg wees. Ons moet vergenoeg wees. Wat beteken dit? Ek moet tevrede wees met wat ek het en wat ek van Vader af ontvang. Nou luister gou baie mooi. Dit beteken nie dat ek kan 'n strewe hê na beter nie. Dit beteken nie ek kan 'n strewe hê om te groei en te verander nie. Dit beteken nie ek kan 'n strewe hê om vorentoe te beweeg in my lewe nie. Inteendeel moet jy dit hê. Maar hierdie is in terme van waar jy jouself vandag bevind en wat in jou lewe plaasvind, wat Vader vir jou gee, jy moet vergenoegd wees. Met ander woorde, jy kan nie kyk na ander mense en dit wat hulle het begin begeer nie. Want die woord sê in die boek van Psalm 73, skryf die psalmdigter en hy sê, maar hoorie so ouens, ek het opgelet na die voorspoed van die goddelose en my voet het amper onder my uitgegly. Jesus, ek het amper geval. En dit gebeur, hoekom? Want ons as mens vergelyk ons lewe met die goddelose en dan kyk ons baie keer en ons sê, maar hoekom het hierdie goddelose, hoekom het hulle dit so goed? Jesus, hulle het nie 'n tekort aan geld nie, alles gaan net great, alles is net reg, hulle word nie siek nie, alles is net reg in hulle lewe. En nou sê die psalmdigter, toe hy oplet na hulle einde, en hy gaan in die heiligdom van Jahwe, en hy let op na hulle einde, toe sê hy, dis verreweg die beste om in die teenwoordigheid van Jahwe te wees. So, met ander woorde, ek en jy moet vergenoegd wees in die posisie waarin ons is, ons moet tevrede wees met wat Jahwe aan ons kom gee. En onthou een ding, ons het seisoene. Ek het dit ervaar in my lewe. Vir 'n sekere seisoen het ek dit ontvang. Vir 'n ander seisoen het ek dit ontvang. Vir 'n ander seisoen was Vader besig gewees met my oor 'n spesifieke saak. En dan kom daar weer ander seisoene. So ek en jy moet in die seisoen waarin ons is, met ons tevrede wees met wat Vader vir ons kom gee. Luister wat sê 1 Timoteus hoofstuk 6 vers 6 tot 8. Hy sê, maar die godsaligheid saam met die vergenoegdheid is groot wins. So die godsaligheid saam met die vergenoegdheid is groot wins, want ons het niks in hierdie wêreld ingebring. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie, maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Halleluja. Halleluja. So met ander woorde, wees dankbaar
vir wat jy het. En as jy so 'n bietjie kyk na jou eie lewe, weet jy wat? Daar is dinge in jou lewe en dit goed wat jy het, wat soveel mense nie het nie. Soveel mense het nie wat jy het as mens. En ek sien hoe gelukkig mense is, hoe daar vrede en blydskap en vergenoegdheid is by mense wat minder het as wat jy as mens het. Ek sien dit, ek beleef dit. So wees dankbaar vir wat Vader vir ons gee. En met dit sê ek nie, maar ons kan 'n strewe hê na beter nie. Natuurlik kan jy. Maar jou hart en jou fokus moet reg wees. Filippense 4 vers 11. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Wie skryf hierdie? Paulus skryf dit. Kan ek gou vir jou vra, het Paulus dit goed gehad? Nee. Paulus was met klippe gegooi, hy was geslaan, hy was in die tronk gegooi, hy het skipbreek gelei, hy is deur 'n slang gepik, en hulle het gedink, hierdie ou gaan nou doodgaan, en toe hy nie doodgaan nie, toe dink hulle hy is 'n god, en mense het hom verkeerd gehanteer, toe hy in Jerusalem inkom, toe neem hulle hom gevange, hulle wil hom doodmaak. So Paulus het dit nie goed gehad nie. Hy het dit nie, die omstandighede wat hy ervaar het en beleef het, was nie altyd gunstig geweest nie. Kan ek gou by jou hoor, was jy al gestenig? Was jy al toegesluit? Ek moet nou nie daai antwoord nie. Ek self ook. Ek gaan nie daai antwoord nie. So was jy al met klippe gegooi? Was jy al voor die gereg gesleep? Was jy al deur 'n slang gepik gewees? Het jy al skipbreek gelei? Het jy al gevare en dood in die gesig gestaar, soos wat Paulus dit ervaar het? En weet jy wat skryf hy? Hy sê, ouens, ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Dis hoekom Paulus en Silas 12 uur, middernag, hulle is in kettinge vas, die bloed loop, en hulle begin lof en eer en aanbidding sing tot Jahwe ons Elohim. Halleluja, hoekom? Want hy was vergenoeg in die omstandighede waarin hy is. Dis 'n eienskap van geestelike groei. So my begeerte moet wees na Jahwe. En Dawid sê dit, hy sê, een ding het ek van Jahwe begeer, dat ek in die huis van Jahwe sal lewe, solank as wat ek lewe. En dit is vir hom belangrik. Dit was vir hom belangrik. Die teenwoordigheid van Jahwe was vir hom belangrik. So wat is vir jou belangrik? Want jy sien, wat vir my belangrik is om in Vader se teenwoordigheid te wees, en om sy hand oor my te hê, of dit goed gaan, of dit sleg gaan, of ek on top of the mountain is, of ek deur die vallei van doodskade weer gaan, maak nie saak nie, solank my begeerte en my fokus reg is, en ek in Vader se teenwoordigheid wil wees. Dis wat vir ons belangrik is. Nommer 2. Tweede eienskap van geestelike groei is, wanneer ek en jy beheer vat oor ons emosies. Ons moet beheer vat oor ons emosies in alle aspekte. So ek kan nie toelaat dat my emosies met my weghardloop nie. My emosies moet in lyn wees met die woord en in lyn wees met die leiding van Heilige Gees. So my emosies moet ondergeskik gestel word aan die Gees van God in my lewe. Spreuke 16 vers 32 sê, dat die lankmoedigheid is beter as 'n held, en hy wat sy gees beheers, as een wat 'n stad inneem. So, ons kan nie meer die verskoning maak, maar hoorie so, ek het kwaad geword en ek het dit verloor nie. Ons kan nie meer daai verskoning gee nie. Mense, ons as gelowiges moet beheer vat oor ons emosies. En ek weet die baas maak jou kwaad, en ek weet as die witbrood voor jou inswaai, wil jy 'n kolonêr skiet, maar hou jou emosies in toom. Dis jou verantwoordelikheid. Nou luister gou baie mooi, ons is geroep om saam met Yeshua te regeer as konings en priesters. Jy geweet dis vir jou beskore? Die woord kom sê dit in die boek van Openbaring. Hy sê ons gaan saam met hom regeer as konings en priesters vir 1000 jaar lank. Ek en jy gaan saam met hom regeer. Hoe gaan ons saam met hom regeer as ons eie emosies nie eens onder beheer kan kry? Hoe gaan ons dit regkry?
Mense, dit is belangrik dat ek en jy ons emosies onder beheer kry. Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. En ons kom by die huis, ons is bevoeterd, en ons ry by die huis uit en ons is bevoeterd. As ons op die pad is, dan is almal 'n probleem en almal moet net uit ons pad uitkom. En as ons by die huis kom, klap ons die kat en ons skop die hond en die kinders loop deur en almal loop deur, want ek is nou bevoeterd en nou moet almal vir my pas op. Nee, ons moet ons emosies onder beheer kry. Al het jy 'n swak dag by die werk gehad. Al het jy. En ek sê dit vir my kinders ook, ek sê ouens, dis nou baie belangrik, moenie dit wat gebeur het in die dag, moenie dit wat gebeur het by die werk, huis toe bring nie. Moet nie huis toe bring nie. Ja, maar dis moeilik, ek sê ek weet dis moeilik, maar moet dit nie huis toe bring nie. As jy by die huis instap, verander jou gesindheid, verander jou emosies. Inteendeel, kry absolute beheer oor jou emosies in alle aspekte. Want jy sien, die oomblik wanneer jou emosies met jou weghardloop, dan doen jy stupid goed. Jy doen stupid goed. Ek het al geleer in my lewe, dat jou IQ en jou emosies werk nie saam nie. Dit werk nie saam nie. Die oomblik wanneer die meer styg, dan daal die IQ. Dis hoe dit werk, mense. Dan daal die IQ. As die meer styg, daal die IQ, dan doen jy stupid goed. Vang dom dinge aan. So kry beheer oor jou emosies. As die emosies afkom, as die meer afkom, dan kan die IQ begin styg en dan kan jy rasionele besluite begin maak en reg optree. En ek kan jou nou waarborg, as ek met 'n klomp mense gaan praat en ek gaan vir hulle vra, hoor hierso, is daar enige goeie besluite wat jy al gemaak het in jou lewe toe jy jou gewip het? Toe jy jou meer verloor het, is daar goeie besluite wat jy gemaak het, en ek waarborg jy 100% gaan sê, nee. Nee. So wat moet ek as mens doen? Ek moet beheer vat oor my emosies. Dan kom die derde eienskap. Die derde eienskap pas so by die tweede eienskap, want die derde eienskap is dat ek en jy moet beheer vat oor ons tong. Want die oomblik as ek my meer verloor, dan sê ek goed wat verkeerd is, en ek sê dom dinge, en ek tree verkeerd op, want jou emosies en jou tong werk saam. Dink so 'n bietjie daaroor. Jou emosies en jou tong werk saam. Jy kry twee tipes mense. Jy kry mense dat wanneer hulle kwaad word, wanneer hulle gevul word in hulle emosies en hulle emosies hardloop weg met hulle, dan is dit mense wat gewoonlik, hulle bly stil, hulle bly stil, hulle bly stil, hulle bly stil, tot op 'n tyd. Hulle vat alles en hulle hanteer dit en hulle bly stil, tot op 'n dag wat hulle ontplof. En dan kry jy weer iemand anderste, is 'n ander persoonlikheid, en is dieselfde tipe sielswond en emosies wat oorloop, maar is 'n verskillende persoonlikheid. Dan kry jy daai persoon wat die oomblik wanneer die emosies oorloop, dan dit praat, die mond gaan so, dit praat. En daar's twee verskillende mense. So wat se een is jy? Wat se persoon is jy? Want het is belangrik om jou emosies onder beheer te hou, en as jy jou emosies onder beheer hou, dan kan jou mond ook onder beheer gehou word. Want die twee goed werk saam. Jakobus 3 vers 2 sê, want ons almal struikel dikwels, as iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man. In staat om ook die hele liggaam in toom te hou, en dis my strewe, dat ek absoluut volmaak sal wees. Dis my strewe. En is nie altyd maklik nie, en ek bely dit, ek erken dit, is nie altyd maklik nie. Vers 6, die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid, net so 'n plek neem die tong onder die lede in, dit besmet die hele liggaam, dit steek die hele lewensloop aan die brand, en word uit die hel uit aangesteek. Waar? Uit die hel uit aangesteek. So mense, ek en jy moet seker maak dat wat ons lewe in lyn is, dat ons beheer vat oor ons emosies, want jou emosies kom nou natuurlik uit jou hart uit. En dit wat uit die hart uitkom, gaan nou natuurlik oor jou mond uitloop. Die woord sê dit, Lukas 6 vers 45, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is, en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart tevoorskyn wat sleg is. Want uit die oorvloed van die hart spreek die mond. In ander woorde, as jy
As jy iemand hoor en daar kom 'n vloekwoord uit daai persoon se mond uit, dan dink jy, okay, hy het seker maar 'n glipsie gehad. Maar as dit weer gebeur, dan kom jy agter, maar hoorie so, hier's iets fout. Hier's iets fout. Hier moet iewerste 'n nes wees. En as dit weer gebeur, dan kom jy agter, maar hier's 'n probleem. Hier's 'n nes. Hier's 'n nes. Dis nie net 'n glipsie nie. Hier's 'n nes. Want uit die hart uit die oorvloed van die hart, uit die slegte hart, kom die dinge uit die mond uit. Want dis 'n uitgemaakte saak, aan die vrug sal die boom geken word. Die woord sê dit tog. Maar wat ook belangrik is in terme van die tong, is kan jy as mens vertroulike inligting behou? Kan jy dit behou? Want dit vorm deel van geestelike groei, waar jy volwasse word in terme van jou mond, in terme van jou tong, waar jy beheer vat oor dit. Want jy moet vertroulike inligting kan behou. Want gewoonlik as iets uitkom en jy sê dit vir een persoon, dan weet die hele dorp dit, of die hele gemeente weet dit, of die hele familie weet dit. So dis belangrik om jou mond in beheer te hou, om vertroulike inligting nie uit te blaker. Want baie keer kry jy vertroulike inligting. En net so met my ook, ek kry baie vertroulike inligting, omdat ek met baie mense te maak het, kry ek vertroulike inligting, en ek praat nie eens met my vrou daaroor. My vrou praat nie met my oor haar beradings nie. Sy praat nie met my nie, en dis hoe dit hoort. Want ek wil nie weet nie, daai inligting is tussen haar en die persoon wie sy sien. Daai inligting is tussen my en die persoon wat ek sien. Dis waar dit bly. Dis vertroulike inligting. So kan jy jou mond onder beheer hou. Kan jy jou mond onder beheer hou met betrekking tot negatiewe spraak? Is jy gou om terug te praat? Is jy gou om aanval te loods met jou mond? Is daar skinder kwaad praat? Is daar tweedrag, vuil woorde? En hoe praat ons met Jahwe, ons Elohim? Want hierdie is ook 'n baie belangrike aspek, want jy sien, ek en jy moet beheer vat oor ons mond in alle aspekte van ons lewe. Vierdens. En hierdie is seker die belangrikste eienskap. Die belangrikste eienskap. En dit is nederigheid. Dis 'n eienskap van geestelike groei, is nederigheid. Dit is uiters belangrik. Want die woord sê, Jakobus 4 vers 6 tot 7, maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, Elohim weerstaan die hoogmoediges. Hy weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan Elohim, weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. So wat doen nederigheid? Wat doen nederigheid? Nederigheid bevry my van die eie ek. Want die eie ek wil altyd opstaan in ons lewe. Daardie ek wat nog nie gevrek het nie. Hy wil altyd terugkom. Hy wil altyd tevoorskyn kom. So ek en jy moet die eie ek doodmaak, en die enigste manier hoe ons dit kan doen is deur nederigheid, want dit bevry my van die eie ek. Die eie ek funksioneer in hoogmoed, die eie ek funksioneer in rebellie, die eie ek funksioneer in eie sinnigheid. Dis die eie ek. Maar dit gaan oor my wil, en so 'n persoon is nooit nederig nie. So dis 'n uiters belangrike eienskap van geestelike groei, wat in ons lewe moet wees, is nederigheid. Want wat is die een ding wat Vader haat? Hy haat hoogmoed. Mense, ons moet ons lewe kom ondersoek, sodat ons kan seker maak, daar is nie 'n greintjie van hoogmoed in ons lewe nie. Want as ons enigstens in hoogmoed funksioneer, dan gaan Vader ons wegstoot. En dan wonder jy, maar hoekom gebeur goed in my lewe? Hoekom voel dit, maar ek kom net nêrens nie? Hoekom voel dit, as ek bid, dan bid ek teen die ceiling vas? Sien, want Vader stoot die hoogmoediges weg, maar die wat nederig is, trek hy nader na hom, want dit is 'n belangrike eienskap van geestelike groei. Die 5de eienskap is natuurlik 'n groot area wat almal van ons werk nodig het. Almal van ons. En dit is geduld. Geduld. Dis 'n eienskap van geestelike groei wat ek en jy moet ontwikkel, en ons ontwikkel dit deur moeilike omstandighede.
Ons ontwikkel dit deur moeilike omstandighede. Dis die enigste manier hoe geduld ontwikkel word, en dit is deur moeilike omstandighede. Want kyk wat sê die woord. Jakobus 1 vers 2 tot 4, hy sê, ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val. Dit beteken nie ek val nou in die versoeking nie, dit beteken nie ek gee nou in daartoe nie, dit beteken net dat dit kom na my kant toe. So ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Wat is die beproewing van ons geloof? Dis die omstandighede, dis die moeilike tye waardeur ons gaan. Wat is lydsaamheid? Lydsaamheid is geduld. So Vader bring dinge in jou lewe, juis om jou geloof te kom toets, juis om geduld by jou te bewerkstellig. So, kan ek bid vir geloof? Kan ek bid vir geloof? Ek kan bid vir geloof, maar kan ek bid vir geduld? Hierdie is belangrik, kan ek bid vir geduld? Geduld is eintlik 'n eienskap van die vrug van die Gees. En daardie eienskap van die vrug van die Gees, as my emosies onder beheer is, en ek funksioneer in die Gees van Elohim, ek laat toe dat sy Gees my lei, ek wandel in die Gees, my emosies is onder beheer, dan gaan die eienskappe van die vrug van die Gees te voorskyn kom in my lewe, want dis 'n eienskap van die vrug van die Gees. Liefde, blydskap, geduld, vreugde, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, selfbeheersing. Dit is alles die vrug van Heilige Gees, die eienskap van die vrug van Heilige Gees. So, ek kan eintlik nie bid vir geduld nie, want as jy bid vir geduld, gaan Vader vir jou geduld gee. Nee, hy gaan nie vir jou geduld gee nie. Hy gaan omstandighede in jou lewe bring, wat jou leer om geduld toe te pas. Dis wat gaan gebeur. En jy moet jou emosies onder beheer kry. Die oomblik wanneer jy jou emosies onder beheer kry, dan kan die eienskappe van die vrug van die Gees begin ontwikkel in jou lewe. En dit ontwikkel deur moeilike omstandighede. So moet nooit weer vra, Vader, hoekom gaan ek hierdeur? Kyk eerder na dit en kyk daarna objektief en vra, Vader, wat moet ek hieruit leer? Jakobus 5 vers 10 tot 11, neem as voorbeeld van lyding, my broeders, en van geduld, die profete wat in die naam van Jahwe gespreek het. Kyk, ons reken hulle geluksalig en wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job, en ander woorde Job se geduld. En julle het die einddoel van Jahwe met hom gesien, dat Jahwe vol medelee en ontferming is. So ek en jy moet geduld hê. En daar's dinge waarvoor jy al gebid het vir 5 jaar, vir 10 jaar, vir 20 jaar, vir 30 jaar, en dit het nog nie gerealiseer nie. Moet jy nou ophou bid? Nee. Daar's dinge waarvoor ek bid, en daar's beloftes wat Vader vir my kom gee het, wat nog nie gerealiseer het nie. Dit beteken nie ek hou op bid nie. Dit beteken nie ek hou op glo nie. Ek weet, ek het daai geloof, dat Vader gaan sy woord gestand doen. Maar ek en jy moet geduld hê. Josef was verkoop gewees. Hy was verkoop gewees, sy broers gooi hom in 'n put. En Josef het sekere beloftes ontvang van Vader. Hy was geseënd, het beloftes ontvang. Maar Josef word in 'n put gegooi. En Josef van die put af tot in die paleis waar hy tweede in bewind gestel is oor die hele Egipte land, het 13 jaar gevat. 13 jaar. Kan jy imagine as jy bid vir iets en dit vat 13 jaar? Jy gaan al lankal opgee. As jy 'n belofte ontvang het van Vader en jy moet deur omstandighede gaan en moeilike tye gaan en dit vat 13 jaar, gaan jy nog vashou of gaan jy moedeloos raak? Dawid was 'n skaapwagter gewees. Hy word gesalf as koning. Vandat hy gesalf is as koning tot waar hy as koning inkom in Jerusalem, 13 jaar. 13 jaar. En Dawid het die geleentheid gehad om vir Saul dood te maak en wip, onmiddellik is hy koning. Maar hy het dit nie gedoen nie, hy het gewag geduldig op die plan van Jahwe. En dit bring my nou by punt nommer 6. Punt nommer 6, die 6ste eienskap van geestelike groei is standvastigheid. Standvastigheid. In ander woorde, ek en jy kan nie 'n op en af lewe hê nie.
Ons moet 'n standvastige lewe hê. En as ons al hierdie vorige eienskappe begin toepas in ons lewe, dan gaan dit makliker plaasvind dat die standvastigheid in ons lewe sal begin manifesteer. Ek moet standvastig wees in my geloof. Ek moet standvastig wees in my wandel met Jahwe. Ek moet konsekwent wees in terme van my optrede. Ek moet consistent wees. Consistent in my lewe. So ek moet standvastig wees. Ek moet 'n sekere roetine, en ek wil nou nie hê dit moet 'n ritueel word nie. Ek moet standvastig wees in my optrede om te sê, dis nou my tyd wat ek met Vader spandeer. Dis nou my tyd waar ek werk aan my geestelike lewe. Ek moet standvastig wees ten spyte van waartoe ek gaan. Ten spyte van die storms, ten spyte van die omstandighede wat ek as mens ervaar. Want jy sien, Israel het met hulle mond Jahwe belieg en hulle hart het nie aan hom vasgehou nie. En is baie belangrik dat ek en jy, ons kan nie een ding sê en 'n ander een ding doen nie. Ons moet standvastig wees. En standvastigheid beteken dat ek het 'n visie, ek het 'n doel waarvoor ek lewe. En as jy gaan kyk in die boek van Rigters, in die boek van Rigters was daar geen leierskap nie, daar was geen visie gewees nie. Daar was niemand gewees wat 'n visie kon implementeer nie. En die woord sê dat almal het gedoen wat reg was in sy eie oë. Want as ek en jy 'n doel het en ons het 'n visie, dan bly ons getrou en ons bly standvastig. Spreuke 29 vers 18 sê, as daar geen openbaring is nie, dan word die volk bandeloos, maar hy wat die wet onderhou, gelukkig is hy. Ek hou van die Engelse vertaling wat sê, hy sê die volgende, hy sê, where there is no vision, the people perish. En dit is so met jou eie geestelike lewe, dit is so met jou huwelik, dit is so met jou ouer-kind verhouding, dit is so met jou besigheid, dit is so in alle aspekte van jou lewe. As jy nie 'n visie het nie, as jy nie 'n doel het nie, dan gaan jy getrou en standvastig bly nie. En baie mense staan op in die môre, ag ek gaan alweer werk doen. Ag, dis alweer sulke tyd. En ek gaan alweer werk doen. Is by 'n plek waar ek nie wil wees nie. En ag, nou gaan ek weer huis toe. En ag, dit is dieselfde roetine elke dag. Nou kom ek by die huis en ag, dis weer dieselfde dinge oor en oor. Dit gaan mos nou nie standvastigheid bring. Maar as jy opstaan elke môre en jy het 'n doel waarvoor jy opstaan, jy het 'n visie wat jy wil bereik. Jy het vooruitgang waarna jy strewe. Jy het 'n doel wat jy wil implementeer. Jy het 'n visie vir jou huisgesin, jy het 'n visie vir jou familie, jy het 'n visie vir jou huwelik, vir jou werk, vir jou besigheid en jy voer dit uit saam met die woord van God en sy gees in jou, dan gaan niks jou stop om dit te bereik nie en jy gaan standvastig wees in alle aspekte. Halleluja. Halleluja. Die 7de een, laaste een vir nou. Volgende week gaan ek aan met die volgende 7 en dit is heiligmaking. Eers mense, ek kan nie genoeg praat oor dit nie. Heiligmaking het 'n direkte koneksie met ons hart, met ons gedagtes, met ons motief en ons begeertes. Want hoe lyk ons harte? Het ons die regte hartsmotief? Is ons besig om mense te probeer om die bos lei? Want heiligmaking het 'n direkte koneksie met ons hart, ons gedagtes, ons motief en ons begeertes. Want heiligmaking het ook te maak met geregtigheid. Geregtigheid is die dade wat ons doen. Heiligmaking is ons motief agter dit. So heiligmaking vind interne plaas. Wanneer dit interne plaas vind, my hart, my gedagtes, my motief, my begeertes, dan vloei dit uit in my dade en my dade is vol van geregtigheid. Dis hoe dit werk. Ek kan nie geregtigheid hê sonder heiligmaking nie. Ek kan nie geregtigheid hê sonder heiligmaking nie. Heiligmaking vind heel eers hier binne plaas, dan vloei dit uit na buite toe. Dan beteken dit as gevolg van geregtigheid, heiligmaking interne in my lewe, vloei dit uit in geregtigheid in my dade. Met ander woorde, ek gaan nie goed doen in my liggaam wat my gaan benadeel nie. Ek gaan nie goed sê wat my gaan
benadeel nie, wat die koninkryk van God gaan skaderig nie. Ek gaan nie goed doen teenoor ander mense wat hulle gaan benadeel nie. Ek gaan reg optree in geregtigheid, so ek kan nie dinge doen wat dit gaan afbreek nie. Jy sien, maar die Fariseërs het die werke getoon van geregtigheid, maar hulle harte, hulle motief was nie reg nie. Met ander woorde, aan die buitekant kan ons baie maklik vir mense om die bos lê en vir hulle wys, maar hoor hierso, hier's geregtigheid, maar ons harte, ons motief en ons gedagtes is nie deurweek deur heiligheid in ons lewe nie. En hier's 'n baie belangrike skrif, 1 Petrus 1 vers 15 tot 16. Hy sê, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel, gees, siel en liggaam, hele lewenswandel, heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Mense, dit is 7 eienskappe, wat ek vandag met jou wil deel. En volgende week gaan ons aan met die volgende 7 eienskappe. En ek wil saam met jou bid in hierdie oggenduur, en ek wil hierdie eienskappe, wil ek afbid in jou lewe, dat dit geaktiveer sal word in jou lewe, en dat jy sal begin strewe na geestelike groei, sal begin strewe om volwassenheid te bereik, en dat daar niks in jou lewe sal wees wat jou terugtrek en weerhou om geestelik te groei nie. So ek wil saam met jou bid. Net daar waar jy is, kom ons bid saam, kom ons soek Vader se teenwoordigheid en ons roep na hom dat hierdie eienskappe in ons lewe geaktiveer sal word. Vader, ek eer U, ek loof U, ek prys U lieflike, heilige naam. Dankie Vader vir U woord wat ons vandag kom impakteer. Halleluja, ek dank U Vader vir U woord wat ons kan inbring in ons lewe, dat daar verandering sal plaasvind. Vader, ek kom teen elke vrees vir verandering vandag in die naam van Meester Yeshua. Dat ons nie vasgevang sal word aan hierdie siekte, die resistance to change, maar dat ons vandag die besluit sal maak om te verander ooreenkomstig U woord. Vader, ek bid vir 7 eienskappe wat vandag moet manifesteer in mense se lewens. Mense dat hulle genoeg sal wees, vergenoeg sal wees in die omstandighede wat hulle self bevind. Vader, want U woord verklaar dit, dat dit is groot wins in ons lewe as ons vergenoegd is. Dankie Abba, dat ek nou met mense kan opdra voor die lewende God en kan bid vir hulle emosionele toestand. Ek bid vandag Vader dat hulle verantwoordelikheid sal nakom om elke emosionele toestand in hulle lewe in beheer te neem. Vader, dat ons gees sal voorloop, dat ons emosies ondergeskik gestel sal word aan die woord van Jahwe ons Elohim. Vader, want saam met die emosies kom die tong ook baie keer tot werking, en ek bid vandag, Vader, plaas 'n wag voor ons mond. Vader, help ons en lei ons dat ons beheer sal neem oor ons tong en oor ons mond, dat ons nie verkeerde dinge sal spreek. Vader, dat ons nie negativiteit in ons lewe sal toelaat nie. En dat wanneer ons tong en ons mond onder beheer is, Vader, dat ons in absolute nederigheid voor Jahwe ons Elohim sal funksioneer. Ek dank U, Vader, vir U gees wat ons nou lei in nederigheid. Ek roep na U, verwyder elke greintjie hoogmoed uit ons lewe uit, sodat U verheerlik kan word. En ek bid vandag, Vader, dat U omstandighede in ons lewe sal stuur om ons te leer wat dit is om geduld toe te pas. Vader, kom beproef ons geloof, dat ons geloof lydsaamheid sal begin bewerk, dat ons geduldig sal wees in alle aspekte van ons lewe, selfs in terme van U, want U woord verklaar dit, wag op Jahwe. En wanneer ons op Jahwe wag, sal ons aangedoen word met krag uit die hoogte. Vader, ek bid vandag dat mense standvastig sal wees in hulle geloofswandel, dat hulle standvastig sal wees, Vader, in elke aspek van hulle lewe, dat daar nie 'n op en af lewe sal wees nie, maar dat mense konsekwent sal wees in hulle optrede, dat daar consistency sal wees, Vader, in hulle geestelike lewe. En ek dank U daarvoor, Vader, dat ons kan opkyk na U, en dat U ons nou sal kom doop in heiligheid. Vader, dat ons heiligmaking sal toepas in ons hart, in ons gedagtes, in ons motiewe en ons begeertes, want dit sal uitspoel in geregtige dade. En ek dank U, Vader, dat U nou elke persoon kom seën, dat U elkeen nou kom toemaak met hierdie eienskappe van
geestelike groei. Ek bid Vader dat ons dit sal begin ontwikkel, dat ons sal hard werk daaraan, dat ons as mens nie sal veragter in ons geloof nie, maar dat ons sal vorentoe beweeg, Vader, en geestelik sal groei in elke aspek van ons lewe. En dis ons gebed, dis ons uitroepe vandag, in die wonderbare naam van Meester Yeshua, en ons gees roep uit, halleluja, halleluja. Baie dankie dat jy ingeskakel was, dankie dat jy deelname het aan hierdie boodskap, en ek glo met my hele hart, dat hierdie boodskap jou lewe kom verander, as jy dit prakties kom toepas, tot jou geestelike lewe. Nou ja, van my kant af, Rian Abri, dis altyd 'n voorreg om met jou te gesels, en ek kyk uit vir jou, volgende week, selfde tyd, selfde plek, hier by die uitname van Rian Abri Ministries, Miknas gemeente, waar ons die lewende God gaan vereer en verheerlik. Geniet jou Shabbat verder, Shalom.